zurück. Ek het gedink ouma gaan al hier wees vir ontbyt. Dis veel te vroeg. Sy moet daarom eers klaar slaap. Maar sy moes by die huis klaar geslaap het. Clara! Sê dit vir haar as sy kom. Nee, moet liewer nie. Heidi, Clara, julle moet gaan was. En as julle klaar is, moet julle kom eet. Die kos is reg. Ja! Heidi, Mevrou Seseman, ons kom al loop. Nog iemand gekom. U moet asseblief God na juffrou Clara kyk. U hoef nie bekommerd te wees nie. Maar pas asseblief die huis in Frankfurt goed op. Natuurlik. Ek het besluit om langer te bly as wat ek beplan het, sodat ek na haar kan kyk. En asseblief, juffrou Clara moet elke dag haar huiswerk doen, anders vergeet sy alles wat sy geleer het. Ek weet. U moet gou maak, anders gaan u die trein verpas. Totsiens, mevrou Seseman, en sê vir juffrou Clara, ek sê nog 'n keer totsiens. Goed, ek sal. Juffrou Rottenmeier is weg. Kyk, wie's hier? Dis Pieter. Goeiemôre. Goeiemôre, maar hoekom kruip jy dan weg? Ek het ouma kom haal. Ek sien, maar ek kan nie nou dadelik saamkom nie. Ek moet nog eers 'n paar goedjies gaan koop. Ag, sal jy asseblief so gaaf wees om vir die twee dogters te sê ek kom later. Ek was gisteraand so moeg dat ek aan die slaap geraak het nog voor ek 'n ding kon doen. Dit sal ek goed glo, ja. Ai, tog ek wens ek kon nog so vinnig hardloop het. Goeiemôre. Goeiemôre. Kom is jy alleen? maar waar's ouma dan? Het jy uitgevind of juffrou Rottenmeier al weg is? Wat nou eers? Wat 'n vraag moet ek eers antwoord? Ek weet nie wat jy bedoel nie. Hoe ek weet, ons het hom sommer 3 vrae te gelyk gevra. Vra nou een vir een. Ag Pieter, jy weet mos wat ons wil weet. Goed dan, die een is weg, die ander een doen inkopies. O, ek hoop nie jy kry nog 'n mes nie. Ek weet nie wat ek daarmee sou maak nie. Maar ek weet. Het sy dalk vir jou gesê wat sy wil gaan koop? Dis jammer, sy gaan seker vir ons geskenke koop en ek wil graag weet wat. Totsiens tot vanaand. Totsiens. Sal jy my persent saambring as ek ook dalk een kry? Tara. Dit lyk amper of hy nog 'n mes wil hê. Ja. Is dit nie 'n pragtige klein huitjie nie? Bly hier altyd mense of net vakansietyd? Pieter bly hier. Is dit so? Vat my asseblief soontoe, ek wil gaan dag sê. Hulle is altyd so goed vir Heidi en Clara. Goed. Dis 'n pragtige plekkie. Ek is so bly om u te ontmoet. Heidi het vir my van u vertel en Clara oor u geskryf. Ek is ook bly en ek wil nou van die geleentheid gebruik maak om vir u baie dankie te sê dat u so gaaf was vir ons Heidi in Frankfurt. U hoef my mos nie te bedank nie. Dit was tog vanselfsprekend. Heidi is so 'n liewe kind. Ek kan u nie voorstel hoeveel vreugde sy ons al gegee het nie. Ons het al baie keer heerlik gelag. Ons het so lekker saam gespeel, maar ek is net jammer dat ek so laat agtergekom het hoe baie die kind verlang het. Ag, maar dis mos nou al lank al vergewe en vergete. 'n Kind soos Heidi sal nooit in 'n groot stad tuis voel nie. Heidi hoort hier. Ja, jy het gelyk. Ek het dit alles agtergekom, maar ongelukkig te laat. Ek was 'n lang tyd bang dat daar 'n dag sou kom dat iemand Heidi hier sou kom wegneem, maar Heidi het beloof, sy sal nie weggaan nie. Wag, hier kom sy. Eindelik. Ouma, jy so lank laat wag.
Goeiemôre kinders. Môre ouma. Waar was ouma so lank? Ouma het ons so laat wag. So, hoe naar van my. Help my asseblief af. Seker. Dankie. Sal jy asseblief my tas tot in neer? Ja, goed, ek maak so. Die persent is daarin. Ek dink so ja. Ek weet nie hoekom hulle nie gemakliker perke uitvind nie. Ek het oral seer. Ek kan dit goed glo. Oupa, Goeiemôre. Sê my, sou dit baie voorbarig wees as ek weer vra vir 'n glas heerlike vars bokmelk asseblief? Maar natuurlik nie. Ek het hom neergesit. Baie dankie. Maar sê tog nou ouma, Wat moet ek sê? wat in die tas is. kom ons moet maar self gaan kyk. Kinders. Tot sien. Kom. Daarom niks lekkerder nie. Ag, wys nou vir ons ouma. Huh? Wat's in die tas? Dit wat julle bedoel. Vir elkeen van julle 'n mooi laken en hierdie kopkussing, 'n verklare warm naghemp en jy moet dit dra, hoor? Jy weet die nagte word stadig maar seker alweer kouer en dan nog hierdie goeie werkbroek vir Anne. So, is dit wat julle wou weet? Is dit al? Ja, Ons het gedink ouma het vir ons presente gekoop. Peter het ook so gedink. Ja, so het ons gedink. ek sien. Nou ja, dan sal ek maar seker iets vir julle almal moet gaan koop. Ja, maar dit moenie groot of duur wees nie. Sjokolade. Dis goed so, maar ek gaan nie net vir sjokolade weer die berg af nie. Ag nee. Nee, beslis nie. Dit kan julle nie van my verwag nie. Julle sal net moet wag. Ek is in elk geval vreeslik moeg. Ek glo dit nie. Hou tog nou op, Clara. Jy dan 'n hele kas vol speelgoed by die huis. Wat wil jy met nog maak? Toe nou, gaan speel buite julle twee. Ek is baie jammer ouma, maar ek glo dit nog nie. Nou goed, julle lasposte. Ek het 'n persent vir julle. Wat ouma dit jy gesteel? 'n Mens kan nie die persent sien nie. Kan 'n mens so iets persent gee? Of mens so iets persent kan gee. Hoe sal ons dit kan sien as ouma ons iets deurskynend persent gee? Ek gee julle nie iets deurskynend nie. Ek gee julle iets onsigbaar. Ai, En nou wil ek niks meer daarvan hoor nie. Wag tot môre. Ja, goed. Maar kan ouma nie sê nie. Nee, ek kan nie. Laat ons raai en sê of ons warm of koud is. Dis nes jy is. As jy nie wil opgee nie, dan wil jy nie opgee nie. En nou probeer jy op alle maniere my om te praat. hou aan Heidi, miskien kry jy dit reg. Dit lyk vir my al klaar of sy ons graag sal wil sê. Ek glo nie. Gaan ouma saam met ons stap? Nee, ek is moeg. Ek wil vandag eers heeltemal uitrus. Ek's nie die berglug gewoond nie. Wil jy nie na Peter toe gaan nie? Wel as Clara nie omgee nie. Ek sal nog graag veld toe wil gaan. Buitendien moet ek sorg dat kleintjie vars kruie kry om te eet. Moenie te laat kom nie. Groete vir Peter. Ek verstaan nou nie. Hoekom moet sy dan vir die bokke kruie gee? Wel, ouma sien, sy gee vir hulle die kruie sodat hulle beter melk kan gee. Meer vir my. Ek het altyd gesê, Heidi is 'n gawe kind. Weet jy wat, Peter? Dis sommer baie lekkerder as Clara ook saam met ons is. Ek hou baie van haar, sy is nie hoogmoedig nie. Nou sien jy nou, jy het jou sommer vir niks so snaaks gehou toe ek gesê het sy kom vir ons kuier. Ag nou ja. Dit ruik dan so lekker. Ek weet nie hoekom sy altyd gekla het nie. Ek bedoel juffrou Rottenmeier, sy het altyd oor alles gekla. Dit kan ek my voorstel. Sy het seker al die tyd met 'n sakdoekie voor haar neus rondgeloop. Ja. Hoe hou jy van Clara se ouma? Sy is baie gaaf. Ek het in elk geval gedink sy is baie erger. Maar sy is dierbaar. Ja, sy is. Juffrou Rottenmeier het mos vir ouma gesê dat ek nie in die middag geslaap het nie, maar dis nie waar nie. Ons het altyd op die gras gelê en droom. Ons het na die wolke gekyk en dan moes elkeen gesê het waarin dit hom laat kit. Gewoonlik lyk dit so skape. En dit was lekker. Ja, en hoe? Weet ouma, partymal wens ek so hard dat ek ook kan loop. Ek weet.
Maar daarvoor moet jy nog eers gesond en sterk word. Miskien sal jy tog eendag kan. Sê my jy al ooit probeer om self op te staan? Nooit nie. Wat bedoel jy nooit nie? As ek jy was, sou ek elke dag stilletjies probeer het. Ek sou aanhou tot ek dit kon doen. Ag ouma, ek het al probeer. Maar kon nie. Soos eilande in die see omring van tierende golwe eensaam blootgestel aan die prehistoriese wildheid van die wêreld. So het die paar bewoonde nedersettings lank gelede alleen gestaan. Hulle was omring deur onbeboude, onherbergsame land, deur moerasse, oerwoude, see en berge. Jou reg. Clara, jy het opgespring. Jy het gestaan, ek het gesien. Dan is dit waar, jy kan loop. Hy was reg, Clara. Hoopelik was dit nie my verbeelding nie. O, Clara. Nee, dit was nie. Genigtig, mevrou Seseman. Wat het gebeur? Clara kan loop. Sy was bang vir die koens, het sommer opgespring. Clara, sê tog iets. Wat moet ek sê? Ek weet nog nie mooi wat om te dink nie. Ek het dit geweet. Sien jy, ek het dit die hele tyd geweet. Ek is so bly. Is dit nie wonderlikie, Clara? Bedoel, oupa, ek kan opstaan? Kan dit nog steeds nie glo nie. U het my net gister nog daarvan vertel. Wys ons nog 'n keer. Probeer opstaan, ek asseblief. Kyk hoe dom sê ek. Hoe sal jy arme kind dan kan opstaan as ek jou die hele tyd vashou? Ek kan glad nie opstaan nie. O ja, jy kan. Jy moet net probeer, Clara. Aha. En laat jy my ure daaroor kan soek. Clara, hou net moed. Probeer nog net hierdie een keer toe. Jy sal sien, jy kan. Probeer, doen net regtig hard probeer. Ek wil, maar kan nie. Doen nou, Clara. Glo my asseblief, ek kan nie. Los Clara, my nog nou, een keer. Jy het tog al gestaan. Los my, nee, ek is bang, los my. Dit help my, sy moet dit self wil doen. Kom, Clara. Ek is jammer, Clara. Ek het gedink dit sou maklik wees. Rus nou eers, dit was baie uitputtend vir jou. Later probeer ons weer. Ouma, ek het iets vir ouma saamgebring. Ouma? Ouma, Clara. Waar was julle? Heidi, Ek het vir julle iets saamgebring hier. Wat's fout? Iets is verkeerd. Is Clara siek? nee, sy het opgestaan. Op haar voete. Dit kan nie wees nie. Dis waar.
Ek het dit net nou reg gekry en nou kan ek. Maar sy sal nou ook kan. Sy vertrou haarself net nie. Ja? Hoekom word sy dan nog gedra? Wonderlik Clara sal weer eendag kan loop. Wys my net een keer toe. Ek wil dit so graag sien, Clara. Ek weet nie, Heidi. Moet haar nie dwing nie, sy sal weer probeer. Ons het gesien dat jy kan. Jy moet net selfvertroue hê. Dis al. Is jy dan nie bly nie, Clara? Sy kan loop. Een van die dae sal sy saam met ons loop. Een van die dae sal sy kan loop. Ek kan dit nie glo nie. Sal jy nie net een oomblik op 'n werk nie? Jy het darm nou ook al 'n paar dae rus verdien. Jy werk van die môre tot die aand. Ag, wat praat ek alles. Jy weet mos wat jy doen. Verskoon asseblief, maar ek is so de mekaar. Dit het presies net so gebeur soos jy gesê het en ek het jou nie geglo nie. Ek weet nie wat om te dink nie. Sien nou, ek het my dit alles verbeel. Tog nie. Ek het dit met my eie oë gesien. Ek kon my dit nie verbeel het nie. Skielik het sy gestaan. Sy word gesond. Verskoon nog dat ek so opgewonde raak, maar ek kan dit nie glo nie. Ek wil sommer huil of skree. Skree maar. As ek net geweet het hoe ek haar selfvertroue kan gee. As sy tog net een keer wil probeer, nog eenmaal, dan sal sy dit self glo en sal sy gesond word. Miskien moet ek die kinders vir 'n uitstappie neem. Miskien is daar nog kaas daarvoor. Ag, as my seun ook net hier kon wees. Nou kan ek hom net hiervan skryf en hy sal dit nie kan glo nie. Ons het dit alles aan jou en 'n koei te danke. Ag, moet nou nie weer stories vertel nie. Die stories is waar. Clara, Heidi sê vir my jy het gestaan. Ja, almal sê so vir my, maar ek weet nou nie meer of dit waar is nie. Ag nee, Clara, hou nou op daarmee. Jou ouma het dit dan self gesien. Ek weet, ja, maar ek is bang Jy ouma moenie het dalk bang net wees gedroom. Niemand het gedroom nie. Jy was net bang vir die koei. Sou lekker gewees het. Ja. Dan kon ek oral saam met julle rondloop sonder dat iemand my hoef te dra. Kom maar jy aan sê kon dis tog waar, Clara. Jy moet net weer probeer. Ja, hoekom probeer jy nie weer nie? Maar jy's vroeg terug. Ek is moeg vir die bokke. Het jy nie lus om my en die meisies na die bergmeer te vat waarvan jy vertel het nie? Ja, Pieter. Nou ja, as julle almal lus het, dan kan ons maar gaan. Ek neem eet goed saam. Maar dan moet ouma baie saamvat. En op pad eet Clara genoeg vir 3. Net soveel as wat ons kan dra. Ouma, hy het hier na briewe van die meer geskryf. O, ek wou dit nog altyd so graag gesien het. Beter dink jy ons sal Clara daar bo kry soos almal probeer. Is 'n moeilike pad tot daar. Ons sal dit regkry. Kom ons beloof ons sal nie omdraai. 'n belofte is 'n belofte en word nooit verbreek nie. Nogmaal. 'n belofte is 'n belofte en word nooit verbreek nie. Moenie ons belofte verbreek voordat Clara nie meer gesien het nie. Ja, dis reg. En 'n belofte word nooit verbreek nie.
Die middag toe hulle by die huis kom, het almal vir oupa vertel van die heerlike dag in die berge. Heidi het 'n idee gehad waarvan sy vir Clara vertel het en Pieter moes nie daarvan weet nie. Heidi het saam met Clara en haar ouma 'n verrassing beplan. 'n Heerlike verrassing wat Pieter sy moegheid skoon laat vergeet het. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.